Welkom geliefde luisteraar. Vandag wil ek jou saamneem na 'n toneel wat jy waarskynlik al gehoor het, al oorweeg het, al oorgepreek is, maar wat ek glo die Here vandag weer wil gebruik om jou hart te tref. Nie met iets niets nie, maar met iets wat jy nodig het om weer te hoor. Ons klim saam in die skei op die see van Galilea. Die wind ruk, die golwe slaan en die disippels skree, maar Jesus slaap. Ek wil vir ons lees Markus 4 vers 35 tot 41. Teen die aand sê Jesus vir sy disippels: Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het die skare toe agtergelaat en Jesus, hy was immers alreeds in die skei, sommer net so saamgeneem, alhoewel daar ander skuite agterna gekom het. Daar het 'n ewige stormwind opgekom, groot golwe het teen die skei gebreek, met die gevolg dat dit alreeds vol water begin word het. Jesus het agter in die skei gelê en slaap met sy kop op 'n kussing. Sy disippels maak hom wakker en sê vir hom: Leermeester, gee U nie om dat ons besig is om te vergaan nie? Jesus het opgestaan, die stormwind ernstig aangespreek en vir die see gesê: Bedaar, word kalm. Toe die wind gaan lê en daar het 'n groot rustigheid gekom. Hy vra toe vir hulle: Hoekom is julle so verskrik? Vertrou julle my nog steeds nie? Hulle was heeltemal oorweldig en het vir mekaar gesê: Wie is hy werklik? Selfs die wind en die see luister na hom. Ons lees in hierdie gedeelte hoe Jesus saam met sy disippels die skei instap. Hulle het 'n lang dag gehad. Jesus het gelykenisse geleer, mense bedien en wonderwerke gedoen. Die disippels was vol van woord, vol van wonderwerke, vol van die teenwoordigheid van Jesus. Maar toe die storm opkom, toe die water begin inloop, toe die boot begin kantel, toe kom die twyfel, toe kom daar paniek en toe kom die beskuldiging. Leermeester, gee U nie om dat ons besig is om te vergaan nie? Hoor jy die paniek in hierdie woorde, die angs, die wantroue? Hulle het geweet Jesus kan red, maar hulle het hom nie vertrou dat hy dit vir hulle sou doen nie. Luisteraars, ek wil vandag iets aanraak wat dalk ongemaklik is, maar wat ons dalk nodig het om te hoor vandag. Ons leef in 'n wêreld waar Christendom 'n etiket geword het. Ek is 'n Christen want ek is so gebore, my ma was 'n Christen en my pa was 'n Christen. Christendom is bloot net 'n religion en ons behandel die simptome deur so nou en dan te bid, so nou en dan 'n versie op te sê wanneer ek moedeloos is en nie meer weet wat se kant toe nie. So nou en dan by die kerk in te loer. Die Here ken my hart. Maar die vraag is nie, ken die Here jou hart nie? Die vraag is, ken jy God se hart? Want wanneer die storm kom en dit kom, dan sien ons wie werklik vertrou. Baie mense glo dat God kan ingryp, maar min vertrou dat hy dit vir hulle sal doen. Psalm 56 vers 9 sê, dit weet ek, God is vir my. Romeine 8 vers 31 sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Maar vir baie mense is hierdie net woorde in 'n boek. Woorde wat iemand duisende jare terug geskryf het. Woorde wat nie meer voel soos hulle eie nie. En tog, God se hart het nie verander nie. Hy is steeds vir jou. Hy is steeds aan jou kant. Hy is steeds die een wat in jou storm staan. Wanneer Dawid sê, God is vir my, sê hy dit nie uit 'n gemaklike plek nie. Hy sê dit terwyl hy vervolg word, terwyl hy vlug, terwyl hy nie weet wat môre bring nie, en dit voel asof alles teen hom is. En jy is daar, in die donker, in die onsekerheid.
Ontdek 'n waarheid wat die mensdom vandag nog steeds staande hou. God is nie net 'n God van die hemel nie, hy is nie net 'n God wat aan die kant staan nie. Hy is die God wat die storm sien, die God wat jou naam ken, die God wat vir jou is. Ons leef in 'n wêreld waar mense se harte vinnig verander. Verhoudings verander, omstandighede, werk, gesondheid, selfs ons eie emosies verander van dag tot dag. Maar God se hart is konstant. Hy was vir Abraham, hy was vir Moses, vir Dawid, hy was vir Ester, vir Paulus, hy was vir sy disippels in die storm. En hy is vir jou. Net so werklik en net so vas, soos wat hy daai tyd vir hulle was. God se hart is nie 'n historiese artefak nie. Dis nie 'n museumstuk nie, dis nie 'n vers wat ons moet bewonder op 'n afstand omdat dit in die Bybel staan nie. God se hart is 'n lewende werklikheid wat vandag nog vir jou is. Dit beteken nie dat storms jou nooit sal tref nie. Dit beteken nie dat die boot nooit sal skommel nie en dat jy nooit sal huil nie. Maar dit beteken dat hy is nie teen jou nie. Hy is nie neutraal nie, hy is nie passief nie. Hy is nie die een wat wag vir jou om te val nie. Hy kyk nie onbetrokke toe hoe jy net worstel nie. God sit nie agteroor en hoop jy maak dit nie. Hy is aktief vir jou. Hy tree in, hy lei, hy dra, help, red, beweeg, hy werk, hy staan saam met jou in die storm. Wanneer die Bybel sê God is vir jou, dan beteken dit dat die hele hart van die Vader, al die liefde van Christus en die hele krag van die Heilige Gees is aan jou kant. Die disippels het geweet Jesus kan, maar nie geglo hy sal nie. En dit is die kern van hierdie stormverhaal, want die disippels het nie getwyfel in Jesus se krag nie, maar hulle het getwyfel aan Jesus se hart. Hulle het geweet hy kan storm stilmaak, want hulle het die wonderwerke gesien, maar hulle het nie vertrou dat hy dit vir hulle sou doen nie. En dit is waar baie gelowiges vandag vasval. Ons glo God kan. Hy kan genees, hy kan red. Hy kan voorsien en herstel en hy kan deurbrake bring. Maar hier diep binne ons, wonder ons, sal hy dit vir my doen? Is ek die moeite werd? Is ek in sy hart? En dit is presies waar Psalm 56 vers 9 inkom. As die waarheid wat jou storm moet tref. God is vir jou. Hy is aan jou kant. Hy is nie net 'n God van wonderwerke nie. Hy is die God van jou storm. Toe Jesus die storm stilmaak, draai hy na sy disippels en hy vra, hoekom is julle so verskrik? Het julle dan geen geloof nie? En vandag draai hy na jou toe. Hy kyk na jou storm, jou nuus, jou werk, jou kind, finansies, jou gesondheid en hy vra jou, hoekom is jy so verskrik? Ken jy my hart? Vertrou jy my? Weet jy dat ek vir jou is? Jesaja 41 vers 10 sê, moenie bang wees nie, ek is met jou, ek sal jou help. Hierdie is 'n uitnodiging, 'n hand wat uitgestrek word. 'n Vader wat sê, kom nader, kom rus, kom skuil. God se hart is nie net om saam met jou in die storm te wees nie, maar om jou vrede te wees in die storm. Sy teenwoordigheid is nie net 'n feit nie, dit is 'n toevlug. Die disippels het in paniek na Jesus toe gehardloop. Hulle het hom wakker gemaak en gegil en geskree, gee u nie om nie. Luister vandag mooi, Jesus was nie ontsteld nie, hy was nie bang of oorweldig nie. Hy het geslaap nie omdat hy onbewus was nie, maar omdat hy volmaakte vrede gehad het. En vandag sê hy vir jou, kom saam met my, kom wees naby my, kom klim hier agter my rug in. Kom so naby aan Jesus,
dat die storm jou nie meer definieer nie, om so teen sy rug te rus, dat die golwe jou nie meer sal intimideer nie, om so in sy hart in te leef, dat jy saam met hom kan slaap, nie omdat jy moeg is nie, maar omdat jy hom vertrou. Geloof is nie net om te glo dat God kan nie, maar dat hy sal. Baie gelowiges glo hy kan, maar ons dink nie dat hy dit sal doen nie. Geloof is nie net 'n erkenning van sy krag nie, maar 'n oorgawe aan God se hart. Geloof sê God sal my dra, hy sal my help. Hy sal my storm stil maak, of hy sal my stil maak in hierdie storm. God sal vir my opdaag. God sal doen wat hy beloof het. Geloof is nie net om te weet dat God alles sien nie, maar om te weet dat hy lief het, dat hy teenwoordig is en dat hy vir jou is. Wanneer jy agter Jesus se rug inklim, dan begin daar iets verander. Die storm verloor sy stem, vrees verloor sy mag, die golwe verloor sy bedreiging, die donker verloor sy intimidasie, die chaos verloor sy beheer. Wanneer jy nie meer aan die voorste rand van die boot is nie, wanneer jy nie meer die een is wat die water probeer uitskep nie, die een wat die wind meet nie, jy raak die een wat rus teen die rug van die een wat die storm beheer. Daar, in daardie plek, word vrede ervaring. Daar word geloof 'n asemhaling. Daar word God se hart meer as net 'n vers. Dit word 'n werklikheid. Jesus sê vandag vir jou, kom nader, kom rus. Kom skuil. Kom klim hier agter my rug in. Nie omdat jy sterk is of jy alles verstaan nie. Nie omdat jy die storm kan beheer nie, maar omdat ek vir jou is. Omdat ek jou wil help, omdat ek jou lief het, omdat ek jou dra, omdat ek jou storm ken en jou hart nog beter ken. Luisteraars, kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe as kinders wat U nodig het. Ons is nie sterk of volmaak nie. Ons lewe is nie sonder storms nie. Maar ons kom as mense wat weet dat U die enigste plek is vir ons harte. Hemelse Vader, Papa, ek bring vandag elke luisteraar voor U. U ken elke storm wat woed en elke golf wat slaan. Here, U ken elke traan wat val wanneer iemand anders dit nie sien nie. U ken die gedagtes wat snags maal, die vrese, die onsekerheid. Tog, Here, U hart is onveranderd. U hart bly vol liefde. U hart is vol vrede en genade. U hart bly vol van die woorde, moenie bang wees nie. Ek is met jou. Ek sal jou help. Vader, ons bid dat hierdie waarheid vandag nie net in die verstand sal stilstaan, Here, maar dat dit diep in die hart sal insink. Dat elke luisteraar vandag ontdek dat U nie net die God van die Bybel is nie, maar die God van hulle lewe. Dat U nie net die God van die wonderwerke is nie, maar die God van hulle storms. U is nie net die God wat kan nie, Here, maar U is die God wat sal. Here, ek bid dat U elke hart sal nader trek, dat U elke siel sal omvou met 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, dat U elke storm sal aanspreek met die woorde wat U op die see van Galilea gespreek het. Bedaar, word kalm. Maar Here, ek vra vandag net so 'n bietjie meer. Ek vra vandag vir die genade om agter Jesus se rug in te klim. Om so naby aan U te wees dat die storm sy mag verloor.
om so teen U te rus, dat die golwe nie meer intimideer nie, om so in U hart te leef, dat ons saam met U kan slaap, nie omdat ons moeg is nie, maar omdat ons U vertrou. Vader, leer ons om U hart te ken, nie net U krag en U wonderwerke nie, nie net U stories nie, maar U hart. U hart wat vir ons is, U hart wat ons dra, U hart wat ons nooit sal los nie. Here, ek bid vir elke luisteraar wat vandag voel dat hulle besig is om te sink. Vir elkeen wat voel dat die storm net te groot is. Vir elkeen wat wonder of U nog sien, of U nog hoor, of U nog omgee. Vader, fluister vandag in hulle gees. Ek is vir jou. Ek is met jou, ek sal jou help. Laat hulle dit nie hoor nie, maar dit voel en ervaar. Laat hulle nie net hoop nie, Here, maar laat hulle rus. Here, ons gee vir U elke storm. Ons gee elke vrees oor aan U, elke plan, elke droom, elke bekommernis, elke vraag. Ons klim agter Jesus se rug in en ons rus. Dankie dat U getrou is, dat U naby is. Dankie Here dat U vir ons is, dat U ons help en dat U ons liefhet. Ons eer U, ons aanbid U. Ek loof en ek prys U, Here, in die naam van Jesus Christus. Amen.